Môre, 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 hoe gaan dit by julle? Dis 'n nuwe dag en dis nuwe geleenthede, nuwe kansse om vir die Here te gaan lewe. Dis so lekker om weer vanmôre saam met julle stil te word voor hom en ek hoop dat julle 'n heerlike nagrus gehad het. So staan op en drink koffie, gaan was jouself, kry jouself reg vir hierdie dag en gaan lewe dit voluit saam met die Here Jesus. Vanoggend vat ek julle na Johannes 4 toe. Die baie bekende gedeelte van die Samaritaanse vrou wat Jesus by die put net buite die stad ontmoet, die Samaritaanse dorp. En ja, ons weet mos nou die Jode en Samaritane het mos nou nie met mekaar gemeng nie. Maar dan lees 'n ou so interessant in vers 7. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou by die put aan om water te kom skep. En toe vra Jesus vir haar: "Gee my asseblief water om te drink." Kan julle dink wat se reaksie moes hierdie vrou gehad het? Sy het geweet Jesus was van Joodse afkoms, want hulle het mos nou soortgelyke klere aangehad, en hierdie vrou gaan staan by die put en hierdie Jood praat met hierdie Samaritaan. Wat 'n geweldige verwarring moes sy nie in haarself gevoel het nie. Hoe durf hy met my praat? Ek en hy kom ons nie om dieselfde vuur nie. En weet julle, dit laat my so dink, of het jy al hierdie ervaring gehad, dat jy net in mekaar in wou krimp, toe jy in iemand se geselskap was, wat net so vol van hulle self was. Hulle was so statusbewus, jy moes net gehoor het, wat hulle nie al alles in hierdie lewe vermag het nie. Veral as dit dan vir jou ook voel, hulle dink hulle is beter as ander. En dan tree hulle ook op 'n meerderwaardige manier op. En weet julle, sulke optredes wat gewoonlik maar uit 'n diep gevoel van onsekerheid of vrees spruit, dink ek, was maar nog al die eeue deel van ons mense. En iets wat Jesus ook maar dwars in die krop gesteek het. Want hy het die sisteme van status en skande kom vervang met genade en liefde. En ons lees dit so in die verhaal van die Samaritaanse vrou daar by die put. Nou in daai tyd mag die Samaritane nie met die Jode gepraat het nie. Maar Jesus vra vir haar of sy asseblief vir hom kan water gee. En sy was toe baie stom en sy vra toe, maar hoe kan hy homself so verneder deur vir haar 'n guns te vra? Dis eintlik die houding wat sy ingeneem het. En natuurlik gebruik Jesus dan nou hierdie vrou se reaksie as 'n aanknopingspunt om vir haar die waarheid te vertel van die soort water wat hy kan gee. En later lees ons hoe sy haar waterkanne net so daar laat staan het by die put, en hoe sy teruggehardloop het dorp toe om haar hele familie te gaan vertel dat sy die Messias ontmoet het. En so klim Jesus toe ook weer in die harte van daardie mense wat in die Jodese oë skande mense was, laer as die bedelaars op straat. En weet julle, eeue gelede het Jesus deur die sisteme van status en skande kom breek, en hy het vir hierdie wêreld kom wys hoe lyk genade, hoe lyk begrip, hoe lyk liefde. Hoe bevrydend sal dit nie wees as ek en jy ook soos hy in hierdie wêreld kan gaan leef nie. Kom ons, maak ons oë toe, dan bid ons. Here Jesus, ek wil kom vrede vind in wie ek is, en ek wil hê ander moet rustig wees, as hulle by my is, om ook te wees wie hulle is. Help ons en help mekaar, Vader, dat ons sal word soos Christus en sal lewe soos hy. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Dankie julle almal. Ek hoop julle geniet hierdie dag verder. Môre gaan ons voort. Lekker dag.